TGBN TV. God wil nie hê, ek en jy moet armlastiges wees nie. Hy wil nie hê ons moet swaar kry nie. Hy wil nie hê ons moet siek wees nie. Hy wil nie hê, ek en jy moet 'n geloof lewe waartoe hy ons geroep het. Hy wil hê ons moet hom aanbid. Hy wil hê ons moet opkyk na hom en hom lief hê bo alles en ons naaste soos onsself. En daarom mag ons nie oordeel nie. Want as ons oordeel, dan kyk ons neer op ander mense en praat ons sleg van ander mense. En dit mag ons nie doen nie. God wil nie hê ons moet doen nie, want daardeur kraak ons ander mense af. Wanneer ons ander mense afkraak, dan dink ons is beter as hulle, wat ons nie regtig is nie. Want wanneer ons ander mense oordeel, dan maak ons onsself skuldig om slegter te wees as wat ander is. Want om te oordeel is sondig. Slegs God die Skepper kan ons oordeel. En eendag wanneer ons voor sy troon staan, dan gaan hy ons oordeel. Want dan het hy die reg om ons te oordeel. En hy gaan kyk na dit wat ek en jy gedoen het in ons lewens hier op aarde. Het help nie om skynheilig te wees en voor te gee jy's 'n goeie Christen en agteraf doen jy verkeerde dinge nie. God sien dit. Hy is 24 ure 'n dag. Die skare weer in jou regterhand. Hy weet wat jy dink, hy weet wat jy sê, hy weet wat jy doen. En daarvolgens gaan hy ons oordeel. Ons weet nie wat ander mense se motiewe is om te sê en te dink en te doen wat hulle sê en dink en doen nie. En dan wil ons hulle oordeel. Baie mense sê, dink en doen dinge omdat hulle oningelig is oor iets. Dit is nie ons werk of ons plig om daardie mense te gaan oordeel nie. Dit is wel ons plig om hulle te nader en hulle reg te help om op die regte pad te kom. En hulle te tigtig en uit die woord vir hulle te wys, wat is die waarheid? Sodat hulle die waarheid kan ken en daarvolgens kan lewe. Skoon tog. Jesus is die weg. Hy is die waarheid, hy is die lewe. Jesus is die lig. Laat my dink aan die liedjie. Holy Spirit, you are the light that comforts me day and night. Holy Spirit, you are the way. Show me today if I should go or if I should stay. Wat 'n wonderlike liedjie. Gaan luister dit gerus. En leer dit ken. En bid daardie liedjie, want dit is 'n gebed. Leef op jou hande na die hemel. Slaan jou oë op na die hemel. En roep God aan. Vra God om jou te help, dat jy nie oor ander mense sal oordeel nie. Dat jy nie mense met mekaar sal vergelyk nie. Dat jy nie sal dink, jy is beter as iemand anders nie. Maar, dat jy sal opkyk na mense, dat jy hulle sal respekteer, dat jy hulle sal lief hê, dat jy hulle sal vertroos en vir hulle sal help en bystaan in die lewe. Want dit is die rede hoekom God ons hier op aarde geplaas het. Om hom bo alles lief te hê. En ons medemens soos onsself. Ek en jy, nietige mense wat ons is nie regtig so nietig soos wat ons dink nie. As ons in Psalm 8, as ook in Psalm 40 gaan lees, wat is die mens? Dan sien ons dat God die mens geskaap het om weinig minder as 'n hemelwese te wees. Dat God ons geskaap het,
na sy beeld en sy gelykenis. Dat God vir ons autoriteit gegee het, wat Jesus vir ons gegee het in sy naam, dat ons die bose kan beveg. Daarom het God ook vir ons sy wapenrusting gegee. Daarom waarsku hy ons ook teen die begeertes van die vlees en vra hy ons om te strewe na die vrugte van die Gees, sodat ons heiligheid kan nastreef, sodat ons almal beter mense kan wees. Wanneer iemand jou te nagekom het, moet nie sleg praat van die persoon nie. Vergewe 70x7. 70x7 is 490. Dis baie keer om iemand op een dag te vergewe. Maar wanneer ons vergewe, maak ons nie die pad van daardie persoon makliker en oop na God toe nie, maar ook vir onsself. Want wanneer ons nie vergewe nie, dan stuur God die pynigers om ons te kom pynig. En is dit ook vir hom moeilik om ons te vergewe vir ons oortredinge. Daarom moet ons opkyk. God is die hoof. God sit aan die hoofpunt van die tafel. En hy sê vir ons, kom sit aan. Kom sit aan by my tafel. Kom breek die brood. Eet my liggaam. Kom drink die wyn. En verkondig die dood van Jesus Christus. Is dit nog nie waaroor die hele lewe gaan nie? Is dit vir ons so moeilik om te aanvaar dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het vir ons, dat sy liggaam vir ons gebreek is, dat sy bloed vir ons gestort is, sodat ons gereinig kan word, dat ons vergewe kan word, dat ons kan strewe na heiligmaking. Die beste leier wat daar ooit op hierdie aarde was Jesus Christus. Nederig, saggeaard, vredelievend, liefdevol. En tog het sy eie mense teen hom gedraai en hom gekruisig. Hom aan 'n kruis vermoor, omdat hulle nie wou aanvaar dat hy die God, die Christus, en hy die koning van die Jode is nie. Ek en jy kan in hierdie tyd waar ons vandag tans lewe, in hierdie dae waar ons nou in die Pinkstertydperk is, kan ons opkyk na die hemel, ons kan ons oë opslaan na die Here toe, kan vir hom dankie sê. Kom ons doen dit. Kom ons hef ons hande op na die hemel. Kom ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Ons Vader wat in die hemel is. Ons kom na U in die heilige naam van Jesus Christus. Vader, ons kom vra dat U ons sonde sal vergewe. Ons kom vra U verleiding deur U woord en U Gees. Ons kom vra vir die salwing van die Heilige Gees, Here, sodat ons leierskap kan uitleef. Vader, ons kom vra dat U ons sal help om nie af te kyk na mense nie, maar om eerder op te kyk en mense te sien vir dit wat U hulle geskaap het. Dat ons mense se potensiaal sal raak sien en nie hulle slegte punte nie. Dat ons nie oor mense sal oordeel nie, Here, maar dat ons 'n seën oor hulle sal uitspreek, want dit is waartoe U ons geroep het. Vader, ons loof U en ons prys U, want U is die almagtige God, die skepper van hemel en aarde, die skepper van elke mens, elke dier en alles wat bestaan. En ons loof U daarvoor. Here, aan U kom toe die lof, die krag, die eer en die heerlikheid. En ons sê vir U dankie in Jesus Christus se heilige naam. My geliefde kyker, tot ons weer hier saamkom en mekaar hier ontmoet, laat ons gereed maak en laat ons mooi loop tot volgende keer.